Nou Vader, volgende kan ons kom en sê, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. En Here, die mens stel te lewe, maar ek weet dat U is altyd daar. U is altyd daar vir elkeen van ons. U stel nooit te lewe. U sal ons nooit begewe, nooit verlaat nie. En Here, kan ons net volgende kom en kan ons uitroep, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. En Here, wil ek vra dat U volgens sal beweeg van sitplek tot sitplek. Heilige Gees, dat U sal stilstaan by elke persoon hier teenwoordig. Here, U ken elkeen se hart, U ken elkeen se behoefte, U ken elkeen se versigtiging. Here, dat U sal aanraak waar aanraking nodig is. Dat U sal voorsien waar voorsiening nodig is. Dat U sal vashou want daardie behoefte van U nabyheid ook nodig is vanmôre. Wil ek kom vanmôre, Here, wil ek net vir U sê, verwerk agter of vra verwerk agter hierdie houtskruis. Here, sodat U en dit wat jy aan die kruis gedoen het, sigbaar sal word in die woord en nie my as prediker nie. Here, kom ek dan pleit ek die kosbare bloed van Jesus vir die woord wat uitgaan. Elkeen hier teenwoordig en eer ek U daarvoor vanmôre. Here, U is die groot ek is, die onveranderlike God. Daarom weet ek, Here, dat U nie ons sal bring voor omstandighede wat te groot is vir ons, wat ons nie kan hanteer nie. Maar dat U vanmôre werklik sal stilstaan na elkeen se omstandighede sal kyk en elkeen van ons sal deurdra. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. En te sê, dankie, ek kan nie sit werke in nie. Ons het net die koortjie gesing, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. Roer dit regtig jou met my siel vanmôre. Is daar regtig 'n verroering in ons binneste, wanneer ons die naam van Jesus hoor? Of het Jesus vir ons 'n tradisie geword? Ons moet nou maar Sondag kerk toe gaan. Anders gaan die pastoor nou weer bou en my bel en vra waar was ek? En ons moet nou maar daarom die minste kerk toe gaan, dat ons net ons gewete kan sis en dat ons ook daarom kan sê, maar was Sondag in die kerk? Of roer die naam Jesus werklik jou siel? Kry jy nog daardie goosebumps wanneer jy gekry het toe jy nog jonk of verlief was, wanneer jy praat van Jesus? Wat beteken Jesus werklik vir jou en vir my vanmôre? Vir die jong mense, is jy maar net hier in die kerk, want jou ma en jou pa gesê jy moet kom, of het jy werklike honger na Jesus? Wil ek vanmôre sê, ons is besig om 'n tyd in te beweeg, dat ons na Jesus sal moet soek soos nooit tevore nie. Dinge gaan nie makliker raak nie, gaan nie beter raak nie, want Jesus se koms is voor die deur. En elkeen van ons sal werklik 'n keuse in ons lewe moet maak. Gaan ons voluit vir Jesus gaan, of gaan ons maar nog so een voet in die wêreld, een voet in Jesus se teenwoordigheid wees? Daar's 'n dringendheid in die geestesrealiteit, dat ons Jesus sal moet soek, soos nooit tevore nie. Ek gaan met jou baie bekende gedeelte deel, uit Genesis 22 vers 1 tot 13, Genesis 22 vers 1 tot 13, en die woord van die Here vir jou het, maak of oop, laai saam met my toe, dat ons kan hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en dan gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Ek wil net vir 'n oomblik stilstaan by hierdie vers, waar hy sê die Here vir Abraham op die proef gestel, toe met hom gepraat en sê, om te roep,
en gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En ek wil hê dat ons moet van die begin van hierdie jaar af 'n ingesteldheid kweek in ons om die stem van Jesus te hoor. Ons hoor baie stemme. Ok, ek sê nou nie julle koperaas dat julle stemme hoor nie. Ons wil onthou, daar's 3 stemme. Satan se stem, jou eie stem en die stem van die Heilige Gees. En hierdie 2 is so naby aan mekaar. As jy nie 'n kenner is nie, gaan jy die verskil nie agterkom nie. So hierdie jaar het dit tyd geword dat ek en jy begin stil raak, ernstig raak met die Here, sodat ons 'n kenner van die stem van die Heilige Gees kan hoor. En wanneer die Here jou naam roep en my naam roep, dan kan antwoord en sê, hier is ek. Met vers 2. Dis sê, dit is met die Here. Neem jou seun, die enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. En daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak, sy esel opgesaal, sy 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan na die plek toe gaan wat God hom aangewys het. Vers 4. Op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En hou in jou gedagtes die dag wanneer Abraham die plek gesien het. Dis op die 3de dag, toe staan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en my seun wil daarin gaan om te bid en dan na julle toe terugkom. En Abraham het die hout en die brandoffer geneem, dit sy seun op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het dan saam geloof. Vers 7. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het die 2 dan saam geloof. Toe op die plek wat God aangewys het, Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reg gelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit, neem die mes om sy seun te slaan. Maar die engel van die Here het van die hemel af geroep en sê, Abraham, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand aan die seun uitsteek en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun jou enigste van my nie terughou het nie. En toe Abraham sy oë opgeslaan het, sny met eers 'n ram agter die bos en sy horings vasgehang. En Abraham het gegaan en die ram geneem en as brandoffer in die plek van sy seun. En as teksgedeelte wat stil staan by Hebreërs 3 vanaf vers 13. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard nie. En wanneer ons kyk na die geleesde gedeelte, sê hou jou agterkop op die 3de dag het Abraham sy opgestaan die plek van ver af gesien. Moet ons weet dat dit 'n profetiese woord ook vir, of die begin van die profetiese woord in hierdie gedeelte van Jesus se opstanding met die kruisiging. Want op die 3de dag het Jesus opgestaan en dit is waar jou en my volkome volbraakte oorwinning gekom het, ons volkome verlossing. Want op die dag was nie voorsien nie. Abraham het geloop en uitgesoek, maar hy was nie voorsien nie. Maar op die 3de dag het daardie skaap vasgesit in die bos by die altaar. En wanneer ons gelees gedeelte die woord van God kyk, soos dat Abraham het net 1 seun gehad vir wie hy baie lief was. Hy het nie nog seuns gehad nie. En hy was baie lief vir hierdie seun. En sê maar of iemand net een. Besef jy vanmôre dat Abraham het net 1 seun gehad. Hy het niks anders was hom van belang nie. En uit hierdie seun, sy enigste seun wat hy kon koester en kon troetel. En ek glo hy het baie tyd gespandeer saam met ou Isak. Hy het elke keer as iets gedoen moet word, het pa en seun die ding saam gedoen. Dit was 'n tradisie van daardie tyd. Want jy sien die seun van daardie tyd moes die aandag van sy pa opneem en hy moes doen wat sy pa doen.
So vir Abraham en Isak het baie tyd saam gespandeer en alles was perfek in Abraham se lewe gewees. Hy het gedink dat hy se beheer van sy lewe en 'n beheer wat aangaan. En hy het gedink, miskien jy gou vir iemand sê, hy het gedink. Het jy al gedink? Hy het gedink dat alles in orde was en dat sy lewe reg was tot daardie verdoemende dag, toe hy God se stem hoor en die opdrag kry te sê, gaan offer jou seun op die berg by Moria. Nou glo Abraham was verpletter, want as daar een ding is wat hy goed verstaan het, was dit om iets te offer. Dit was tradisie. Hy het gereeld offers gebring vir die Here. En om iets te offer was deel van sy godsdienst en hy het geweet presies hoe breed word daardie offerdier doodgemaak. Daar was nie genade nie, hy het hom nie ingespuit met iets en sê, ag ou besie of ou koetjie of ou skaapie, jy gaan nou doodgaan. Hy het die ding gegryp en keel afgesny. Dit was 'n brede aksie. En ek glo in sy gedagtes het hy gesien hoe hy sy kind moet vat, hoe hy sy keel moet afsny en hoe hy moet sterf. En ek gedink, uit in sy hart, al sy beeste, skape en bokke getel, en hy wil waarskynlik 'n ruiltransaksie aangaan met die Here. Ek dink as dit ek was, as ek myself in Abraham se skoene kon stel, sou ek ook geloop het en gesê, ek het 20 beeste, ek het 10 skape, ek het 5 bokke, en 'n paar tortelduwe. Here, kan ek nie maar 'n ruiltransaksie aangaan nie? Kan ek nie maar al my goed, alles wat ek het, gee in ruil vir my seun? Die wete om te weet dit wat hy troetel, want hy van ontslae raak, op so 'n brede manier, moes deur sy gedagtes gemaal het. Maar vir hom was God belangriker as dit wat hy gekoester het. En hy besluit om eerder gehoorsaam te wees aan God as aan sy eie begeertes. Het ek nie al daai punt gekom, dat ons sê dit is belangriker om God te dien as ons eie begeertes? Het ons al daai punt gekom, dat ons besluit het, dis belangriker om vir die Here op te staan, as om deur mense raak gesien te word? Ons praat nie weer met iemand waar hy gesê, toe hy nog gedrink het, en 'n partytjie hou het, en die kere gegaan het, toe was sy huis vol, en hy het 'n groot plek, groot braai area. Hy sê, daar was nie plek vir iemand nie, maar hy kon net besluit om Jesus te volg, toe verdwyn almal. Is ons bereid om afstand te doen van daai mense? En stil loop Abraham en Isak die pad na die berg toe, en dan kom die vraag wat hy glad nie behoor nie. Pa, hier is die hout, hier is die vuur, maar waar is die offer dan? Hier is alles wat ons nodig het, maar pa, wat gaan jy offer? Wat gaan ons op die altaar sit? En ek dink Abraham se stem was gebroken toe hy antwoord, toe hy sê, my seun die Here sal voorsien op Moria. Ek glo terwyl ons so pad na die berg was, het Abraham oor ons rond gekyk of waar nie iets was om te offer nie. Waar miskien nie 'n wildsbokkie was, of iemand anders gewees op 'n skaap nie. Ek dink as dit my kind is, sal ek ook daarom se beeste van slaag het om probeer gegee het as 'n offer, as ek net oor my pad gekom het op pad Moria toe. Ek sou enigiets doen om my kind se lewe te spaar. En dit was ook die geval met Isak. Maar die uitkoms het hom ontwyk, tot hy gehoorsaamheid vir Isak op die altaar vasgemaak het. Eers toe kom die gehoorsaamheid van God in gestalte in sy lewe. Deur sy gehoorsaamheid het God se voorsienigheid die voortbestaan van sy nageslag bevestig. Want onthou, daar was 'n belofte aan Abraham, die nageslag sal wees soos die sand van die see. En hier is die seun wat moet voortplant, wat die nageslag moet uitbring op die altaar. Ek dink hy het gesê, Here, ek verstaan nie. Ek verstaan nie, want u sê die toekoms is in my seun, die toekoms is in my saad, en hier kom ek en ek moet hom offer. Maar deur sy gehoorsaamheid het die offer op die belofte van God sy lewe gemanifesteer. In vers 16 en 17 sien ons die belofte van seun oor Abraham. Ek glo dis iets wat elkeen van ons begeer. Wie begeer vanmôre die belofte van seun van die Here
in jou lewe. Ek doen verseker. Vers 16. Die Here sê, en ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy het gedoen het en jou seun jou enigste nie teruggehou het nie. Vers 17, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag koninklik sal vermeerder soos die sterre van die hemel, die sand aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Besef jy vanmôre wat se krag is daar, wat se seën lê daar, wat se voorspoed lê daar, as ek en jy, of wanneer ek en jy, nie as is verbrand hou, wanneer ek en jy gehoorsaam is aan God se woord. En vanmôre wil ek vir jou sê, kerk, jy wat na die beeldsending kyk, ons is presies in dieselfde posisie as in Abraham wat oud was. Ons loop ons lewenspad na Moria, die plek van voorsiening, en Abba Vader roep elkeen by ons, by jou naam, tot gehoorsaamheid. Sê gou vir iemand by jou, die Here roep jou naam. Wil jy dit? Of maak ons, soos met ons mans of ons vrouens, ons kappel hier môre sal ons doen. Ons kan die Here nie ignoreer. Ons kan sy stem glad nie ignoreer. En wat gebeur? Hy verander die omstandighede. En baie van ons het geantwoord toe jou naam gehoor het en Christus bely as jou verlosser. En as jy het nog nie gedoen het, dat jy vanmôre sê, dit is vanmôre die tyd dat jy Jesus moet aanneem as jou verlosser en saligmaker. Moenie uitstel nie. Ons spreekwoord in Afrikaans wat sê van uitstel kom afstel. Maar as jy Jesus nog nie as jou verlosser en saligmaker aangeneem het nie, die oud is of die jonk is, ek dink jy moet plan maak en dit moet gebeur. Hy roep jou by die naam, hy roep my by die naam. En die vraag is, wanneer gaan ek en jy luister en antwoord? Wanneer gaan ons stilstaan en antwoord? Hoe lang wil ons nog onsself doophou vir Jesus se roepstem? Want hoor die woord van Here, 1 Konings 18:21. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lang dink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volk hom na. As dit Baal is, volk hom na. Want die volk het op niks geantwoord nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, kind van God, jy wat na die beeldsending kyk, as ons Jesus bely, as ons verlosser en ons saligmaker, en ons sê, ek wil die Here dien, ek gaan die Here dien, moet ons klaar kry met dinge wat verkeerd is. Moet ons klaar kry met ons skelmstreke, met ons gelieg, ons bedrieg, moet ons klaar kry met dit wat vir die Here verkeerd is, en moet ons lewe soos wat hy verwag van ons. Van ons heilig wees verseker, en die Here van die woord van die Here sê maar, as jy sê jy sonder sonde, dan lief jy, maar ek en jy moet strewe na heiligmaking. Ons het gister gepraat op die kerk se bestuur se bosberaad oor die liefde vir mekaar. Is ek hier regtig lief vir mekaar? Of sê vir Angelique, ek is lief vir jou dan, net omdat jy 'n jong mooi vrou is, of sê vir ek is lief vir jou, want Jesus jou lief het. Sê vir Chris my boeta, ek is lief vir jou, ek like jou meer as die takkie. Hoekom? Want ek dink dit wat ek kan kry in Christus. Nee, ons het onvoorwaardelik lief wees vir mekaar. En as ek lief is vir jou, sal ek nie doen dit wat jou ongelukkig maak nie. En ek sal doen wat God van ons verwag. En vanmôre het ons die hout en die vuur, wat God se woord is, die vuur van die Heilige Gees. En sonder die hout kan die vuur nie brand nie. Met ander woorde, sonder dat ek in die Bybel lees, kan niks aktiveer in ons lewe nie. Sonder die krag en die kennis van die woord, brand die vuur nie. Want hoe dieper ons die woord inkom, hoe dieper ons die woord delf, hoe kragtiger word die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewe. En ons het tot ons beskikking, maar, dat is altyd 'n maar in die woord van die Here. Gehoor, volkome gehoorsaamheid aan God ontleer. Vader is in baie min mense se lewe 'n prioriteit. Vir die oorgrote meerderheid vir die breë kerk vandag is Abba Vader die spaarwiel as ons in die moeilikheid is. Is hy die spaarwiel as dinge verkeerd loop in ons lewe. Maar vir ons
die keuse gemaak het, is in ons prioriteit. Gaan dit goed gaan in ons lewe? Verseker nie. Maar hoekom gaan dit dan nie goed as ek die Here dien nie? Want Satan wil nie hê ek en jy moet die Here dien. Dinge gaan verkeerd loop in jou lewe. Dinge gaan onbetrap raak in jou lewe. Dinge gaan nie gaan die rigting wat jy en ek wil hê dit moet gaan nie. Maar nie kom 'n ander maar. Die Here sê ek sou nooit verkeer. Ek sou nooit verlaat. Wil ek vanmôre vir jou sê, jy wat hier sit, as jou keuse werklik ernstig is vir die Here, dan sal hy jou deurdra deur die omstandighede. Hy sal jou deurdra en vir jou voorsien. En vir die mense wat Vader nie 'n prioriteit is nie, soos ek is bereid om te offer, maar op my eie voorwaarde. Wil dit bekend? Baie van ons mense, ons ken baie van ons familie, baie van ons vriende, wil die Here volg op hulle voorwaarde, en sien kans om klaar te kry, en dit wat die wêreld ons bied. Ons sal kom offer, miskien 'n uur op 'n Sondag in kerk, hang net af hoe die weer, want die beste vir my op 'n Sondag in kerk, die beste voetjie op die golfbaan, is in 'n Sondagtyd, en die lekkerste koffie kry wat jy in jou bed op jou derde rugwervel tydens kerktyd. Ag, miskien sal dalk ook 'n bid hier in die week en miskien dalk die Heerdiens op 'n Vrydag aand. Daar waar die hout is, wat Vader se vuur laat brand, want die heerlikheid van God ontbreek in die kerk, want ons is nie meer gehoorsaam nie. Want die erns van die byeenkoms is vervang in 'n gewoonte tradisie, want ek moet kerk toe gaan. Ons van die kerk, van die pastoor my nou weer bel. Hy moet my net bel, of ek wil net met hom praat as ek moeilikheid is, verder wil ek niks van hom weet. Nee, is maar so, nee, ja. Jy moet net bel as jy moeilikheid is. As jy nie kerk toe kom nie. Nee. Moenie dat wanneer jy jou foon lei, jy sien die pastoor se nommer kom op sê, ag, wat wil hy nou weer hê? Wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Nee, wees bly, want ons moet mekaar dra. Ons moet weet wat in mekaar se lewens aangaan, mekaar te dra. Ek sal nou miskien, as Vader my prioriteit is hier, daarom sê een Sondag op Maandkerk toe van, dan is ek daarom my te wete. En soveel mense verwaar die byeenkomste presies dieselfde as wat hier gekom het. Kerk van God, vanmôre wil ek vir sê, ek en jy moet besef, God is 'n God wat verander. Ons kan nie by daai deur instap, en dan God se teenwoordigheid sit, en by die deur uitstap, en presies dieselfde wees nie. Daar moet iets gebeur in ons lewe. Dit moet ons siel roer, wanneer ons op God se teenwoordigheid is. Dit bring die vraag, hoekom is dit dan so? Is daar fout met die pastoor se prediking? Is daar fout met iets in die kerk? Nee, daar is nie fout met die prediking of die atmosfeer in die kerk nie. Die fout is by jou en by my, wat nie volkome gehoorsaam aan God wil wees nie. Wat nie wil aflê dit wat verkeerd is nie. Die fout lê by ons, dat God op ons voorwaardes wil dien, en nie op sy voorwaardes. Want wat vir God verkeerd is, het vir die breë kerk aanvaarbaar en reg geword. Verdraagsaamheid is ons belangriker as vermaaning. En wanneer iemand vermaan, oordeel jy ons. Dis ons eerste wat jy hoor. Wie is jy om my te oordeel, as jy as iemand praat oor sonde? Eerste ding, is die mense in daai skrif uit hulle kop uit, jy mag nie oordeel. Wie is jy om my te oordeel? Wanneer iemand vermaan, en die skrif word gekwoteer, dan moet jy besef, as 'n probleem. Want die eerste wat ons sê, slegs God oordeel. Maar as ek jou sonde aanspreek, as jy my sonde aanspreek, vermaan ek jou in opdrag van God. Hoor mooi. Miskien jy vir iemand sê, daar is 'n opdrag. Ek en jy moet mekaar vermaan. Dis nie wat ek sê nie, dis nie 'n kerkding nie. Ons vriend net so mooi ding as hy sê, ek wil nie 'n kerk antwoord hê nie, ek wil die waarheid hê. Nou hierdie,
dat ons mekaar moet vermaan, is nie 'n kerkantwoord nie, dis die waarheid. 2 Timoteus 4 vers 2. Verkondig die woord, hou aan, tydig ontydig, deur lewenskrag en vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Met ander woorde, God verwag van jou en van my. As daar iets is wat tussen jou vriend, jou kind, jou man, jou vrou en die Here staan wat groei aanbetref met hom, dan moet ons hulle vermaan. Dit bring my dan by 'n vraag vanmôre. Wat koester ek en jy wat tussen ons gehoorsaamheid en God staan? Hy roep vanmôre na jou en my en sê vir ons, die kerk is vanmôre jou Moria. Jy hout is die vuur en hier offer jou, hier kan jy dit wat vir jou belangrik is, wat is nie op God staan offer vanmôre. Wat sê jy sê, staan regdag, dis nie om God. Wat troetel jy, wat troetel ek, wat koester ons vanmôre, wat tussen jou en my en die heerlikheid van God staan. Koester jy dalk daai skuldgevoel van dinge wat jy gedoen het, wat nie reg was nie? Maak reg. Gaan na 'n persoon toe, as jy verbrou teenoor hom of teenoor haar, maak reg. Moet dit nie koester nie, want as jy koester word dit groter. Dalk is dit onvergewensgesindheid. Miskien sit jy vanmôre hierso en jy kan nie vergewe nie, jy kan nie vryspreek nie. Die Here sê vanmôre, as jy nie kan vryspreek nie, dan ek jou ook nie vryspreek nie. Tyd geword om te vergewe. Miskien is dit minderwaardigheid. Miskien sit Satan op jou skouer en hy sê vir jou, maar jy is nie goed genoeg nie. Jy is useless, jy is nou goed. Môre is jy spesiaal. So spesiaal dat jou naam was deur Jesus gedagtes, dat jy sterk kan nie prys. Miskien is dit depressie vanmôre. Miskien sit jy net in gat. En jy voel net en sê, Here, ek wil nie meer. Ek kan nie meer. Josef was ook in 'n put, in 'n diep gat gewees, in 'n donker gat. En hy het uitgekom. En die Here het hom herstel. Gaan lees maar sy verhaal waar hy uiteindelik opgeuit het. En net toe hy dink dit van goed, toe kom daai lustige vrou, sê die man het my probeer verkrag, hy sê terug nie terug. Maar die Here het hom uitgehaal. So ongeag die gat waar hy is, ongeag die depressie wat jy het, gee dit vanmôre by Jesus, sodat hy jou onthou. Miskien is dit verslawing. Verslawing is nie net dwelms nie, is nie net sigarette, drank nie. Verslawing kan ook wees, skinning, eet, goed by mekaar maak. As 'n klomp redes vir verslawing, as daar so iets is, jou selfoon, ek dink dis die grootste verslawing wat die kerk aan verslaaf is vandag, is die selfoon. Dis 'n ewel. Ek wens ons kan teruggaan na daai ou stingersentrale wat ek gevra het, nommer asseblief. Want dan kan jy my net bel as ek by huis is. As hy telefoon my kan goed is nie by huis nie. Of baie keer my pa so gemaak, hy plak hom uit. Dan kan jy ouens maar bel, maar koop nie wat by huis of by hom uit by die huis nie. Miskien is dit daai selfoon wat jy aan verslaaf is. Maar wat dit ook al mag wees, om die heerlikheid en voorsiening van God te sien, moet ek en jy bereid wees om te offer dit wat ons in hom staan. Plaas dit op die altaar, kry klaar daarmee. Kyk op. Dan wil ek vanmôre ons moet opkyk en ons moet sien die lam van God wat die dood en die hel oorwin het, wat die kruis oorwin het, wat sit aan die regterkant van God, wat vir jou en my die ability gegee het om te oorwin. Ons kan sien vanmôre in ons lewens, ek en jy, moet net daardie keuse maak. En wanneer ons terugkyk na ons geleesde gedeelte, soos daar die lam se kop was gesit het in die dorings, daar in die bos, sodat Abraham hom ontsag in Isak se plek. Hulle moet vanmôre sien die doringkroon op Jesus se hoof. Hoe was sy hoof verskynend in daardie doringkroon, sodat jy wat vanmôre in hierdie kerk sit, jy wat my beeld sien is,
oorwinning kan verkry oor jou omstandighede, oor jou situasies. In vers 6 is die hout op Isak geplaas. Bring my die vraag vanmôre, waarom plaas ek en jy nie dit wat tussen ons op staan op die hout as 'n lewende offer vir hom nie? Waarom plaas ons nie ons probleem op die hout, op die kruis? Gee dit vanmôre vir Jesus nie. En aan die kruis het hy oorwin elke probleem, elke dilemma, alles wat ek en jy in ons lewe het wat verkeerd is. Die keuse is joune en dit is myne, maar dit moet 'n stap van gehoorsaamheid wees. Hoe gehoorsaam is ek en jy werklik vanmôre aan die Here? En ek sluit af met Openbaring 12 vers 11. Hierdie is my baie belangrike vers. En hulle het ook oorwin deur die bloed van die lam. Wie is die hulle? Ek en jy. Ons kan saam oorwin deur die bloed van die lam. Ons het oorwinning deur die bloed van Jesus. Die oorwinning is joune. Sê gou vir iemand by jou, die oorwinning is joune. Glo jy dit vanmôre? Of sê dit maar net omdat die pastoor het nou weer gesê ek moet dit sê. Nee, jy moet dit glo dat die oorwinning is joune. Goed, dit het ook oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Ek en jy moet getuig van die goedheid van Jesus. En dan kom die laaste gedeelte wat vir my die belangrikste gedeelte is. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad. Watter lewe? 'n heilige lewe in die wêreld. Natuurlik ook hulle fisiese lewe. Maar hulle het tot die dood toe hulle lewe wat hulle lekker is, wat vir hulle aanvaarbaar is, hulle graag te doen, het hulle nie liefgehad nie, maar hulle het God liefgehad en dit liefgehad wat die Here van hulle verwag. Dit wat vir Vader van belang is, het hulle liefgehad. Ek het al daai punt gekom wat ons sê, ek het tot die dood nie my eie lewe lief nie, maar ek het die lewe wat Jesus wil hê leef lief. By die woordens van God, as ek nie oorwinning wil kry, dan daai keuse maak en sê, Here, my alles by U. Ons by die woord. Vader, baie dankie dat ek die woord kon bring, soos ek het gekry het. Here, maak ook vra, begin vanmôre by my. Heilige Gees, werk in my hart, oortuig my van dit wat verkeerd is in my lewe, sodat ek kan afstand doen daarvan, dat ek kan klaar kry daarvan, of daarmee, en Here, dat ek oorwinning kan kry deur die bloed wat U gestort het aan die kruis van Golgotha, en dat die woord van my getuienis, waar ek gaan getuig dat ek oorwin het, Here, vir ander mense, ook 'n deur sal oopmaak. Here, help my vanmôre, dat ek nie my eie lewe sal lief hê nie, maar tot die dood U sal lief hê, en sal lief hê dit wat U van my verwag. Wil ek vra, Heilige Gees, dat U naprediker sal wees, dat U sal beweeg van persoon tot persoon, van huis tot huis, en Here, dat U net in elkeen van ons lewe sal werk, en ons sal lei, maar leiding van die Heilige Gees, tot eer en tot verheerliking van U naam. Ek eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen.